Ek groet in die naam van Jesus Christus en sê vir u ook welkom by die erediens van die NG Kerk vir Karasburg. Dit is vir Sondag 28 April 2024 en voordat ons dan met hom begin, kom ons sluit net eers ons oor. Hemelse Vader, alle lof en alle eer aan u. Hier waar ons ook nou Paasfees beleef het en waar ons ook geseën kon word deur die wete dat u ook vir ons sondes gesterf het. Here, waar ons ook nou na vandag se teksvers kyk, wil u vir ons daardeur kom voed met lewende water. Vir ons help ook vir die pad vorentoe en saam met ons stap in Jesus naam. Amen. Ons bevind onsself op die oomblik in 'n tyd tussen Paasfees en Pinkster, tussen Jesus se kruisdood en die hemelvaart van Jesus, wat gevolg is deur die uitstorting van die Heilige Gees. En al dink 'n mens nie baie aan hierdie tyd spesifiek nie, is dit tog 'n tyd wat daar eintlik baie belangrike dinge gebeur het rondom Jesus se opstanding. Dit was 'n tyd waarin Jesus se opstanding keer op keer bewys is, 'n tyd waarin Jesus waardevolle leiding aan mense gegee het, en dit was 'n tyd van openbaring. So kom ons blaai na ons skrifgedeelte, Lukas 24, en ons lees saam vanaf vers 13 tot en met 35. En kyk, juis op die dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle: "Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?" Hulle het gaan staan en hulle gesigte somber. Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord: "Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag vanaf dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kon vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?" Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. En toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby." Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle vir aandete aangeleen het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê: "Was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie?" Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê: "Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn." En hulle het toe verduidelik wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Ons lees tot sover. Nou in hierdie gedeelte vind ons twee disippels van Jesus wat nie deel van die 12 binnekring was nie, maar deel was van die groter groep disippels. En hulle was op pad Emmaus toe, wat 60 stadion, dus so ongeveer 11 kilometer van Jerusalem af was. Nou dit was die Sondagmiddag, die dag wat Jesus opgestaan het uit die dood uit. En dan vind ons die eerste aspek van dit wat aan die gang is. Hulle was besig om met mekaar te praat en te bespiegel oor die dinge wat gebeur het. En dit is maar hoe ons as mense is, nou.
As daar dinge in ons lewens aangaan, dan praat ons daaroor. En op 'n manier is dit vir ons 'n soort van terapie, ook vir ons in die lewe, om te probeer sin maak van dit wat gebeur het, is om dan met mekaar daaroor te praat. En ons praat ook, jy weet, baie oor die dinge in ons lewens. As mense by mekaar kom, gesels hulle oor hulle situasies, hulle uitdagings. Hulle gesels oor hulle verliese, hulle vreugdes ensovoorts. En dit is dan op hierdie oomblik dat Jesus in hulle gesprek inkom en hulle vra waaroor hulle praat. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. En dit is in Jesus se vraag dat ons agterkom dat hulle geredeneer het met mekaar oor juis wat gebeur het. En dit is iets wat ek dink mense in ons moderne era dalk al begin, in 'n mate dalk bietjie begin verloor het. Is die vermoë om met mekaar te verskil en tog te praat oor dinge. Oor moontlike betekenisse van dit wat aan die gang is, oor wat gebeur het. Vir hulle was dit normaal baie keer om juis te kan verskil met mekaar, maar tog vriendelik met mekaar verder te kan voortgaan. Maar net soos met hierdie twee wat op pad was en in gesprek was oor al hierdie dinge, so is Jesus ook in ons midde wanneer ons juis oor dinge praat wat in lewens gebeur en aan die gang is. Jesus is daar, hy is hier. Maar dis ook hier wat ons iets anders optel. Dit wat die disippels ervaar het met die kruisiging van Jesus, was vir hulle trauma gewees. Hulle gesigte was somber. Die feit dat Jesus wat vir ons uitgestaan het as 'n groot profeet in die oë van God en die volk, deur hulle eie leiers uitgelewer is. Hulle harte en hulle drome was stikkend. Vandag nog ervaar mense by tye trauma. Iets gebeur wat ons ook tot ons binneste ruk, wat ons seermaak, wat ons oopmaak. Trauma wat ons ook laat wonder oor die sin van die gebeure en die lewe. Gebeure wat ons ook ons gesigte laat somber raak. En ons sien by hulle 'n verwarring en 'n onsekerheid, en veral in twee verskillende dinge. In die eerste plek oor hulle drome en daarom ook hulle verwagtinge. Jy weet, net soos die binnekring van die 12 disippels gedurig gedink het en eintlik die mense wat rondom hulle wat ook daarvoor gehoop het dat Jesus die een sou wees wat hulle sou verlos van die juk van die Romeinse ryk. Hulle het al die verhale uit hulle geskiedenis oor hoe God hulle kom verlos het, baie keer van die juk van ander lande, en ook al die profesieë van die Messias wat hulle gaan kom verlos. So daarom was die verwagting baie duidelik dat Jesus dalk die een is wat dit vir hulle gaan kom doen. Ons weet egter vandag natuurlik dat Jesus se verlossingswerk ons kom verlos het van die eintlike slawerny in die wêreld, naamlik die sonde en die dood. In die tweede plek was daar verwarring oor wat wat hulle daardie oggend dan gehoor het. Wat ons sien dat hulle twee selfs ook teenwoordig was saam met die ander disippels toe die vroue hulle kon vertel het van die leë graf en vertel het dat engele hulle vertel het dat Jesus opgestaan het. Hulle was nie seker wat om te glo nie, want Jesus is begrawe en dit was nou al die 3de dag. So wat maak jy met dit wat die vroue vertel het? En daarom so baie verwarring en onsekerheid. Maar julle weet mos hoe ons ook baie keer in die lewe so kan voel, né? Aangesien ons nie die toekoms weet nie, aangesien ons nooit alles weet rondom 'n saak of 'n situasie nie, beland ons ook baie keer met ons gedagtes en emosies in 'n emmer van verwarring en onsekerheid. En dit is dan hier wat ons Jesus se unieke benadering sien plaasvind. Hy leer hulle uit die Bybel uit, sodat hulle die groter prentjie kan sien. Om te kan sien dat dit deel was van 'n plan wat God gehad het van die begin af. En dit is ook vir ons baie belangrik vandag. Ons raak so maklik in die moderne era vasgevang in my of my gesin se prentjie, dat 'n mens maklik vergeet dat selfs ek en ons is altyd deel van 'n groter prentjie. Wat byvoorbeeld 'n puzzelstuk. Daardie een stukkie kan so self op homself begin fokus en begin kla oor hoekom lê daar hierdie groot lelike streep so skeef oor hom of wat ook al. En hoekom is dit so met 'n hap gesny of wat ook al. Maar totdat jy hom in die groter prentjie insit en jy dan die waarde daarvan sien en besef. En dan kom ons by 'n gedeelte wat vir my nogal vandag uitstaan. Jesus gee voor, met ander woorde, hy maak asof hy wil verder reis, maar hulle hou aan om hom in te nooi. En ek is oortuig dat Jesus juis as prins voorgegee het om aan hulle 'n kans te gee om aan te hou om hom in te nooi.
Daardeur spreek dit van hulle hart, van hulle begeerte om meer te hoor en meer van hom te hê. 'n Begeerte wat ons ook moet hê, om meer en meer vir Jesus in ons lewens en in ons situasies in te nooi. Jesus was saam met hulle op die pad, en tog wou hulle hom nie laat gaan nie. Het ons altyd daai begeerte? Het ons daai begeerte wanneer ons op pad is saam met Jesus en wanneer ons dalk vir 'n oomblik of in 'n situasie beland, om Jesus net in daai oomblik in te nooi en te sê, Here, moet ons nie verbygaan nie, maar kom saam. En dan wanneer hulle eet, die oomblik wat Jesus die brood breek en daarvoor bid, dan besef hulle skielik wie Jesus is. Dan gaan hulle oë oop en erken hulle hom. Om die brood te breek en daarvoor te bid is kenmerkend van Jesus. Dit is soos 'n herinnering aan die nagmaal. Die nagmaal wat getuig van Jesus se kruisiging, van die dierprys wat hy betaal het vir almal se sonde, vir ons vryheid en verlossing. En dit is wat die nagmaal ook vanoggend vir ons wil doen. Wanneer ons die brood, wanneer dit vir ons gebreek word, dat dit ons geestesoë sal oopmaak om vir ons Jesus te laat sien. Om dit wat hy vir ons gedoen het, weer vir ons te wys en ons aan te herinner. Hierdie openbaring van die feit dat Jesus by hulle was, het hulle baie bly gemaak. Hulle het onmiddellik opgestaan en die 11 kilometer terug Jerusalem toe na die ander disippels toe gegaan. En dit was al met ander woorde namiddag gewees. Dit was waarskynlik skemer of donker al. Maar hulle het nie omgegee nie, want dit het vir hulle vreugde gebring. Dit het hulle hoop en harte weer kom herstel. Die wete dat Jesus by hulle was, dat hy lewe en dat hy werklik opgestaan het. En dit is die blydskap wat ons ook vandag het. Jesus het vir ons sondes gesterwe. Hy het die prys vir ons oortredings betaal. Maar hy het werklik opgestaan en hy leef vandag nog. Maar nog meer is dit. Jesus is in ons midde. Hy is by ons. Amen. Ons dank die Here dat U ook juis deur hierdie voorbeeld van wat daar gebeur het op daardie pad vir ons kom wys, Here, dat U los ons nie alleen nie. Juis te midde van ons bekommernisse, van ons verwarring dalk selfs in die wêreld, van ons hartseer, van ons stikkende drome of wat ook al, Here, is U daar in ons midde. En ons wil vir U uitnooi, eintlik innooi, in elke oomblik van ons lewe in, en vra, Here, bly by ons. Leer ons meer en meer, openbaar vir ons meer en meer, en stap hierdie pad so saam met ons. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die God van alle genade en die Christus van verlossing, mag hy julle herstel, julle bemagtig, julle versterk en stewig vestig, ook op hierdie lewenspad wat hy saam met julle stap. Amen.